Daar op die klip. As ons na die bokke gekyk het in die veld, het baie mooie stories uitgekom. Daar is lekker gesit en gesels. En so vertel ek toe vir die employee die dag, dat die circus op die dorp was, laas kwartaal. Dat ons allemaal by die circus gewees het, die kwarsieskenners. En daar was 'n man wat so getoer het. Soos hulle vandag sê, 'n kulkunstenaar. Toe sê 'n employee vir my, jong, van 'n kulkunstenaar gepraat, wil ek jou nou sê, hy sê, 'n kulkunstenaar ry eentjie daar deur die Vrystaat, en hy kyk later sien dat sy kar is aan die warm word. En hy draai daar by 'n plaas in. Nou julle weet mos nou die kulkunstenaars, dit is mos nou nie toordery nie, man, dit is mos nou maar oorverblindery en vinnig met die hand. Maar ons is mos nou die ou dae, toe ek nog 'n kind was, maar hulle gelowig, ons al die goed geglo, ons het gedink die man kan toer. En so ry die kulkunstenaar nou ook in daai jare daar by die plaas in om te gaan hulp soek. En toe hy daar in die werf inry, toe spring 'n kaal man, die by die venster uit in die holly om die huis hoek. En toe om die hoek gaan, toe sien die man daar staan 'n swart pot, waar hier wat die seep ingekook het. En die kaal man spring in die pot en hy het die deksel, hy kom weer in, hy gryp die deksel en hy sit die deksel op. En daai tyd toe kom hier 'n vrou by die deur uit, met 'n kamerjas aan. Hy maak nou maar of hy nie die kaal man gesien het, want hy is nou in die moeilikheid. Hy sê, mevrou, ek het nou, my kar word nou warm, ek soek 'n bietjie hulp. Sy sê, luister, daar kom my man nou net uit die land uit aangery. Wag net vir hom. En nie dankie, hier is die man toe ook. Hy vra die man ook nou na sy moeilikheid. Hy sê, nee, sy kar word warm. En hy en die boer kyk nou daar. En die boer het dan nou vir hom gehelp met water. En hy kyk dat alles vast is. En die fanbelt styf is. En die radiator cap reg is. En toe alles nou reg is, hy sal nou weer pad vat. Toe sê die boer vir hom nou, neef, nou wat maak jy daar met 'n Johannesburg nommer hier in die wêreld? Toe sê hy, nee, ek is 'n kulkunstenaar. Ek ry nou so van dorp tot dorp, gee ek vertonings. Die oom sê vir hom, jong, maar die kulkunstenaar besigheid, dit is maar net 'n ligter en 'n skelmry. Hy sê, nee oom, ek kan regtig toer. Ek sal vir oom nou wys. Hy sê, sien oom daai seepot wat daar langs om sy huis staan. Ek sal nou vir oom 'n man toer in daai pot. Die oom man kyk die pot so, die oom man sê, nou toe laat ek sien. Hy sê, maar nou moet oom my help, en hulle pak so bosse om die pot, en hulle steek die bosse aan die brand. Hy sê, oom, staan nou net so 'n bietjie stil. En hulle staan so 'n bietjie terug, en was aan my lank. Daar waai die deksel, en hier spring die kaal man uit in die hol. Hy hoort sommer veld in. Die oom se bek hang so op. Die oom kyk die toornaar so, hy sê, jong, as ek aan my geweet het, jy nou 'n man uit daai pot uitgetoer het ek gesweer, dis Dominee Doevenaar. Nou dieselfde is die ding met die buiksprekers. Jy weet, die meeste van hierdie kulkunstenaars kan ons nou buikspraak ook doen. En so die buikspreker nou ook op die dorp by die skou gekom optree. Nou is dit 4 dae skou. Han tree nou vanaand hier op, môre aan daar op, verskillende plekke op die skou. Nou dan by die biertuin, dan by die eetplek en so. En so bly hy nou bedags op die dorp, en so kom hy later agter, ken van die dorpse mense, en hy hoor die kinderstories van die dorp. En bedags, dan sit hy nou maar daar in die kroeg, of in die café. En om tyd om te kry, dan vat hy nou die pop, wat hy altyd mee praat. Sê nou maar, die pop sy naam is Gilly. Dan vat hy nou vir Gilly op sy knie, dan sit hy nou daar in die bar met Gilly, en dan gesels hy nou, dat vind tot vermaak van die mense. En dan praat hy nou deur die pop, al die kinderstories van die dorp. Dan sê Gilly, het jy gehoor? Dan sê Gilly, ja, ek het gehoor. Ek hoor die dokter kuier by die nurse, en ek hoor die dominee kuier daar by die matrone van die ouwe huis, en so skinder hy nou deur die pop, en die mense lees soos hulle lag, want hulle weet daar is sulke stories. Maar daar aan die inkant van die kroeg sit 'n ou oom, en die lag hy. En die buiksprekers sien, die ou man word nou half kwaad, en al kwaader, maar hy steur hom nou nie maar nie aan die man nie, want die ander lag gaan nou so lekker. En hy het hy maar weer die skinder story, en van die orgelis, en diese man wat dan nou impotent is, en dat sy so laat orgel oefen in die aand, en dan die koster wat daar kom, en daai tyd toe staan die ou om daar op. En hy kom stap hier tussen die mense deur, en hy kom staan hier voor die buikspreker, en hy sê vir hom, luister hier so, nou gaan jy te ver. Nou stop jy net hier. Hy sê, oom, maar dis mos humor. Die oom sê, hou jou bek, ek praat nie met jou nie, ek praat met die strand Gilly op jou knie.
Nou vrienden, in die land van ons krijgen we nog maar die mensen wat altijd te veel drinken, wat die weet waarom op te maar hulle is daarom maar komiekelijk, nee. Dan wonderlijke mensen zien, zoals die volgende gesprek hoor ik nog in dag. Zijn die twee mannen daar, maar dat is ook nog helemaal voorbij die kerf van schafelijkheid gedronken. Zei die een voor de andere, ja weet, ons tussen de dranken lekker is allemaal. Maar wie ik het nou vreemd gaat, wat jaren terug hier gebleven dit al. Ik het eigenlijk gekomen, gewoon op de zoek. Kijk, ik ga je deze, hij net in oog gaat. Als die naam was Henra. Zou die Anna hoe lang stil een sigaret opsteken zei. Nou ja, nou, wat was die Anna ook zijn naam? Dus die twee mannen nou uit toilet toe, slingeren, lang weggebleven. Hier komen ze terug, nou zullen ze dan zo'n beetje beter. Maar je weet, dan komen ze op het stadion met hulle praten dat je niks verstaan. Maar dan komen ze dus zo'n beetje beter in en dan komt zitten en dan zeg je in van een nou koop echt. En dan zegt nee, koop. En zo vat allemaal in de gaatzakken, maar dan krijg je niet geld uit je. Dus echt koop nou. De baarman zegt, wat jullie nou drinken of wat jullie maken? Ja, wat meer drank. Hier is er maar 4 bladen weinig. De baarman draait om en hij tapt die goed en hij zet die glaasjes voor hem neer. Hij kijkt die baarman zo, hij kijkt die glazen zo, hij kijkt die baarman zo. Hij zegt, bottles, papa. Die volgende story hoor ik bij een assurantieagent. Die mensen wat die verzekering aan de mens verkoopt. Al die wonderlijke eisen wat hulle kry. Hy sê hy kry 'n eis van 'n ou die weerlig het sy huis raak geslaan. En al sy elektrische apparaten in die huis is tot niet. Nou vrienden, julle weet allemaal, vandaag is het baie makkelijk om verzekering uit te nemen, maar die dag wat je eis, dan is het een moeilijkheid. En hy het nou die man gaan sien en die man het nou vorms ingevul en verslae ingevul en aangemeld en gedat en na 3, 4, 5 maanden toen kreeg hy nog weer een vorm wat sê hy moet net invul. Het u die diefstal of die verlies aangemeld bij die politie? Ja, nee. Indien nee, hoekom nie? Nou, maar je weet die weerlige die man zei, is raak geslaan. Hij is moedeloos en hij raakt je aan drank bij die huis en toen hij dik gedronken is. Toen belde die assurantieagent en zei, luister eens zo. Jullie nou voor mij gelaat vorms invul en gelaat schrijven en gelaat vang. Laat ik nou bij die eind van die touw en die eind van die bottels. Nou hier die laatste vraag wat jullie nou van mij vragen. Heb je dat aangemeld bij de politie? Ja, nee. En die nee, hoekom niet? Nou die antwoord is nee. Omdat die politie toch die bliksemsel gevangen gekregen. Ja, die oom zei, een dronk mens moet altijd moeilijkheid met zijn skoma. Arme skoma's lopen altijd hier. Ik heb zo'n goede skoma. Nou zat die twee drankmannen en zei, maar waar ga je even jaren met vakantie? Ik zei, nee, ik ga maar bij mijn skoma keren in elkaar. Maar dat zit nog de boon in Noorden. Kun je geven je skoma? Wat kun je geven je skoma? Hij zei, hoor ik net die petrolgeld kost, ik blij dan tenminste verniet. En die andere ding is 2 weken bij je skoma, voel ze een maand. Na aanleiding van die story van die skoma, om bij je skoma voor 2 weken te krijgen, voel ze een maand. Die blauwtrein rijden op een dag met alle hoge gasten hier van die Kaap of Johannesburg toe. Een van die top treindrijvers is nog gekies met zijn assistent om nou die trein te rijden. Want al die hoge gasten is nog op die trein. Mandela, Cecil John Rhodes, Paul Creer, Elton John en die peren. Allemaal van alles nog op die trein. Kom, hoge gasten man. Louis Leid en die lot is allemaal op. Leon Schuster had die vermaak op die trein gedaan. En je weet, je kan aan denken, dat is zomaar zijn bezigheid. En zo praat die driver en die assistent nou hier door die Vrystaat ook oor die skoma's.
En die assistent klaar vreselijk op zijn school, maar hij zei, maar alle blij hier zo op een plaats, hier nabij rond waar hulle nou rijden, maar bij je afgeleerd. Hij zei, sy school, maar zijn ontspanning is nou om naweken, zaterdag, namiddag en zondag, dan loopt sy nou, zit sy nou op die treinspoor. Die gebewe van die treinspoor is nou vir haar so lekker. En die mystiek aan die treine, en die heen en weer van die treine, en al die soorten mense wat op die trein ry. Dan sit sy nou daar op die treinspoor wat so bewe, tot aan nou 'n trein kom, en dan sit sy nou geen pad, en dan kyk sy die trein, dan waai sy vir die trein. En so sê die drywer, ja, dit is nog alleen aardig dat jou skoon maak, maar die treine het moes iets in 'n mens. Sodat dan nou die blou trein moet die klomp hoë gaste gery in Pretoria afgelei. En toe die trein nou leeg is, toe kry die assistent nou geleentheid om nou met die trein terug te ry Kaap toe. En hy is daar weg met die blou trein, en hulle kry na 4 dae, kry hulle die blou trein in 'n Mieliland. Nou, in die Mieliland staan die trein, die assistent-drywer sit daar teen die trein buitekant. Die trein is stukkend in die waans van die spoor af, jy weet hoe lyk 'n treinongeluk. Die kommissie van ondersoek kom aan, hulle vra vir hom, wat gaan aan? Hy sê nee, sy drywer is ook nou by. Hy sê vir die drywer, nee, toe ek nou terugkom, toe is het net soos ek vir jou gesê het, drywer. Toe sien ek daar voor sit my skoonma weer op die spoorlyn, en sy slaap die slag. Hulle sê, maar jy kan maar sien die hele trein verongeluk oor 1 mensie. Jy kan maar liever al klink in hoe wreed jou skoonma doodgery het. Hy sê, en toe al sy daar in die Mieliland in. Nou, hier in my wêreld het 2 manne gebly, 2 broers. Hulle het ook maar swaar groot geword, arm groot geword. Maar hulle kan mekaar vreeslik strepe getrek het. Jy weet, altyd een die andere ding aangedoen, dorings in die bed gesit, slang in die toilet gesit, skerpioen onder die bord kos gesit, en sulke goeder, vreeslik mekaar strepe getrek, en hulle was baie lief vir mekaar. Hier in die laat 50er jare, tot hulle dan nou so bloed gekry en geldjies by mekaar gemaakt, dat hulle dan ook aan 'n naweek Kaap toe gaan. Ook nie baie geken nie, maar goeie manne, en nou nie onintelligent. Toe bly hulle hier in die Kaap in die hotel, in die middag loop eet hulle dan nou in die eetsaal die eerste middag. Seker ook nog nie 'n watse hotel nie. Nou daai tyd is die tafeltjies nog so, die ronde tafeltjies met die wit tafeldoek. In die middel van die tafel staan dan nou hierdie blink ding, met die bottels en die tomatiesous en die bladjang en die sout en die peper en so. Wat hulle nou ken, maar daar staan toe 'n botteltjie Tabasco saus ook. Nou dit ken hulle nie. Nou verwonder hulle aan die botteltjie, maar niemand vra dan nou wat het is nie. Hulle dan toe met die regte lepel deur die sop gewerk, en toe bestel hulle nou 'n combination. Soos ons al het gesê het, 'n combine, dis nou sommer al die vleise en die rys en alles in een bord. En die oudste broer gooi natuurlijk eerste sout en peper, dan vat die jonger broer. En tot tomatiesous ook, en toe vat die oudste broer die botteltjie Tabasco. En so geryk, en hy begin skat hem, en hy skat hem, en hy skat hem, en hy skat hem. Die kos is later so rooi van die Tabasco, en hy gooi hem. En die jonger broer sit wag nou die botteltjie, hy wil hem ook hê. Maar hy gooi die bottel, en hy meet hem later so, en hy sien, hy is nog nie half en hy gooi, en hy gooi, en hy gooi. Die kos lê so in die Tabasco, toe sit hy die botteltjie neer. Toe die botteltjie neersit, toe het die jonger broer hom. En hy begin gooi, en dis kan sy ou, die oudste een begin eet. Maar kyk, toe hy die eerste hap vat, toe raak sy bek aan die brand. Maar nou wil hy nie wys, hy vat nog hap. Maar kyk, toe brand sy bek, want hy wil hy die jonger broer moet sien nie, want die sit gooi mos nou ook. Hy wil hy met dieselfde oorkom. Maar die trane loop oor sy wange. Wie hy vee met die servet so deur sy bek, aan die binnekant probeer hy die brand uitvee. En die ander broer die botteltjie uitgegooi, sit hom so neer en hy kyk op. En hy sê, oh broer, nou waaroor huil jy dan nou? Hy sê, nee wat man, ek huil maar oor hulle ma. Ek dink nou as oor hulle ma kan sien waar ons ook al vandag sit. En so begin eet die ander kant se een. Maar hy is honger, maar hy het ook so 2 happe gevat voor hy agterkom. Maar kyk, sy bek brand, dat die trane skiet so uit sy oë uit, en hy, en die ander een kyk van die kant af op, en hy sien sy trane loop, en hy sê, nou waaroor huil jy dan nou? Toe sê hy, ek huil oor hulle ma jou nie vrek geleid toe jy klein was.
Die aand, laat sit die twee mannen daar in die kroeg. Sit daar oud in die kroeg doorman. Ook weer gedrink, dat hy spasties is. Sy arm glip so kort af. Die kroegman sê vir hom, luister ou broer, ek wil nou nie vir jou drank weier nie. Maar hoekom drink jy so verskriklik, man? Jy is besig om jouself te vernietig. Jy sal jou dooddrink. Hy sê, luister man, ek kom uit 'n familie uit, wat gevaarlik lewe. Ons is nou mense wat nou nie moeilikheid vat jou papa. Hy sê, kyk bijvoorbeeld my ma, is nou my moeder, my eie moeder. Sy het op 65 met 'n valscherm gespring uit 'n lugballon. Ons die kop sak so bietjie. Hy sê, vat nou bijvoorbeeld my pa. Maar hy was een robbe man. Hy het 'n pypekap uitgespring met 'n valscherm. En my suster, maar ons lewe gevaarlik. My suster het 'n microlight uitgespring met 'n valscherm. Hy sê, morgenoggend, dan spring ek moet nou hier voor jou sit. Uit de Boeing uit met een valscherm op 35.000 voet. Kroegman sê, my vader meneer, maar jy sal die leven, jy sal mors dood. Jy kan precies hoog uitspringen. Hy sê, so what? Ek het die pa nie, ek het die ma nie, ek het die sister nie. Right, ek wil terugkom by die ou dae, en ek wil vir julle gou ietsie vertel van die dae wat die mense nog ver gekom het met die donkiekarre en die perekarre om by die dokter te kom. Die sal maar omkom maar by die dokter en hy sê vir die dokter, sy maag is so vas. Hy kan glad nie regkom, hy voel of hy sement ingesluk het. Die dokter sê vir hom, laat ek gou 'n bietjie luister en dan mooi geondersoek en deurgekyk. En die dokter sê, nou maar wacht, ek het hier nuwe medisyne wat ek jou nou wil ingee. Maar sê gou vir my, hoe ver bly jy nou weer uit die dorp uit? Hy sê so 40 kilometer. Daai jare was seker nog 40 myl. En die dokter lees op die bordjie, hy sê, nou maar ek gaan nou sommer vir jou die eerste net hier gee. En dan, as jy by die huis kom, sal ek jou skryf hoe jy moet verder drink. Hy sê, maar die goed werk, broer. So jy moet nou vir my sê, ek moet eintlik nou 20 druppeltjies vir jou ingooi. Dan sal dit net begin werk as die 40 kilometer om is. Hy sê, dokter, maar ek het nog 3 hekke ook op pad, wat ek moet self opmaak. Dokter sê, nee, wacht, dan gooi ze net 15 druppeltjies. En die dokter sê vir my, maar nog 'n ander ding wat ek wil vraag. Hoe ver van ander kant jou huis sit jou toilet? Hy sê, nee, dokter, hy is so 85 jaar. En dan kan die huis. De dokter sê nie, wacht, dan maken ze net 12 druppeltjes. En die dokter gooi in. Ja, sê die dokter, maar dokter moet hem onthou. Hier teen die pad moet ek hem nog stille ook om te fluiten, so. Dokter is later op 10 druppeltjes, maar nou is die so mooi gemaakt. En die 10 druppeltjes ingegooi, hy sê, kyk broer, nou drink jy hom hier uit. En dan moet jy onmiddellik ry. Nou moet jy nie nog in die dorp draaien maak. En die man drink die dous goed en hy het die botteltje en hy is op die waantje en hy is weg. 2 weke later of 'n maand later kry die dokter hom in die poskantoor. Die dokter sê, hoe gaan het nou met die vasmaag? Die medisyne daar hom gehelp? Hy sê, ja dokter, hy medisyne het gewerk soos 'n bom, maar ek laat hom net vir dokter sê, jou berekening was so met 3 tree uit. Nou ja, daar wat Brett is van Klein Williamse wêreld, hy vertel my die storie wat hulle geloop jag het in Suidwes. Hy sê, hy en sy vriend Reino daar by diese skoonpa op die plaas, kom daar aan, dis daar in die donker jare wat die oorlog nog aan was in Suidwes. En toe hulle op die plaas kom, is net diskant die Tosha's, daar in die noorde. Toe sê die kerels, trek julle se bakkie en julle ry ding sommer in die waanhuis en maak toe en kom in die huis in. Maar die is nou al heel dag berigte dat die terroriste aanval vannacht deur die Etosha sal kom, oor die burgerband radio's en die commando's radio's en selfs op die draadloos. Nou is die vreeslike antiklimaks, die lot is nou in die huis in, is nou net so donker aan die omsê ook. Maar hulle hoef nie bang te wees, hy is paraat. Hy het sy honde is honger gemaakt al vir 3 dae, het nie kos gekry nie, hulle moet net in die huis inkom. Maar toe is het nou 'n vreeslike gespanne atmosfeer, jy weet.
Hulle het net vinnig geëet en nou sit almal in die voorhuis. Die vrouens en die kinders en die en almal is nou eintlik soos gewyde atmosfeer, want almal is op hulle senuwees, hulle wag nou. Enige iets nou gebeur. Die draadloos staan en praat nou daar by die sideboard, so saggies weg. Die oom sit nou met sy geweer oor sy knieë. En David sê, hy sit nou hier teen die deur met sy 303. Sy vriend se maag is die lekker, die is af toilet toe, maar hy het hom gesê, hy moet die toilet se deur so eventjies ooplos, dat hy kan hoor. En hy sit nou so met sy broek op sy knieë, met sy geweer oor sy skoot. Die vrouens en die kindertjies is nou gevertel presies wat hulle moet maak. Hulle moet nou net as 'n tak kraak, moet hulle duik onder die banke en die kooie in. En hulle 3 mans, hulle sal nou die skietwerk doen in die oorlog maak. Nou sit almal dood, stil maar stil in die huis. Hulle weet maar so stil kan het word as dit wees in die nag op die plaas. Dood stil. Elke windpomp wat kraak, elke dingetje is allemaal net zo. Allemaal ze in de wisse, alles net recht verskrik. David sê, wat daar oom gemaakt het, weet hy nie. Maar hy trek die haalgeweer op sy skoot per ongeluk af. Hy sê, totdat hy skoot afgaan, hy skiet de box tissues van die sideboard af, laat die groenes en die pinkes en die geles so teen die muur sit. Jou draadloos is een wels en sy drade wei. Hy sê, toe met jou, dis het pandemonium. Die man skiet sommer in die toilet, en gaat deur die dak en hier kom hy gang op. Hy sê, die vrouens en die kinders duik nou vir die banke en die kooie. Hy sê, wat David is, skrik in die lug op. Toe hy opspring van die kooi af, gryp hy die geweer. En hy haal oor, en hy sê net, hiesik, toe sy voete grond vat, toe hy al 3 keer die geweer oorgehaal. En toe steek hy by die venster uit en ruk net die slot open toe. Hiesik. Hy sê, toe hy sien, toe laat die hele kamer val patrone, hy haal net oor die eerste skoot geskiet het. Hy sê, toe hy toe omkyk, toe hy die gesig sien, toe staan hy in front van my in die deur, sy broek hang op sy enkels met sy geweer. Die oom sit nog net so op bek geskrik met die haalgeweer. Die vrouens en die kinders se voete sien skop die net soos hulle nog dieper onder die kooie probeer inkom. Die draadloos die lekker kraak daar. Hy sê en die oom moet nog insien wat nie lekker is. Die sit krap so in sy neus. Hy het nog nie geskrik nog, Jesu. Hy kyk die draadloos en hy sê, pa, skiet hom weer, die donder praat nog. 'n droom is mos 'n wonderlike ding. 'n droom is mos 'n vreeslike onwerklike ding. Maar dan kan 'n mens met 'n vreeslike duidelike droom ook droom. As die ou wat sê hy het gedroom, hy besoek die dokter en die dokter sê vir hom, hierdie gerokkery van jou is besig om jou dood te maak. Het jy geweet dat rook jou longe klaarmaak, jou strot klaarmaak en dat rook 'n vreeslike invloed op jou blaas het? Sê hy vir die dokter, droom hy duidelik, hy sê vir die dokter, so diep het ek nog hierdie rook getrek. Nou so droom ek toe, eendag, dat ek te sterwe kom. En dis nog 'n aardige droom, want jy droom, maar jy sweef eers soos 'n voël. Maar jy weet nie waar jy nie. En skielik kom ek by so 'n gebouetjie met 3 deure. En in die middel van die deure staan 2 manne voor my en ek moet toe agter in die ryloop staan. Niemand sê dit vir jou nie, maar ek droom duidelik, 2 man staan voor my en ek staan agter. En daar gaan die eerste deur oop. Maar daar kom 'n vrou uit, by die heel linkerkant se deur, maar kyk, as jy nou wil praat van lelik, sy het nou gelyk soos 'n peisie wat aan 'n peisie sit. En sy is gesweet, en sy het net 2 tande, maar die sit dan nog reg oor mekaar genadiglik. Sy was verskriklik lelik. En sy sê vir die voorste man, toe sy so gaan staan, toe sê sy, jy het sonde gedoen. Maar ek weet dis sy wat praat, dit is 'n stem wat iewers vanaf kom. Die stem sê vir die man wat voor my staan, Gert Smit, wat heel voor in die ry staan, jy het sonde gedoen, en vir jou sonde sal jy die res van jou lewe met hierdie vrou deurbring. En daai het hy bestamp in hom, by die deur in met die lelike vrou, en jy hoor net 'n kners van tande, en 'n verskriklike geluide, en ek dink, yes, die man met die vrou saam lewe vir die res, vir die ewigheid. Ek bekommer my nog so om my droom oor Gert Smit, toe gaan die volgende deur op. Maar toe kom daar 'n vrou uit. Kyk, as jy wil praat van vet, sy dril soos 'n jellyvis. En sy het hare, soos 'n klein moppie wat opgewerk is.
Sy het so klein koppies soos Asterix, maar sy het 2 voete. Die vrate sit in hulle. Sy het 2 knie, hulle skir. Sy lyk soos 'n seerplek, 'n pitseer wat enige tyd kan opbars. En hier kom die stem weer, Johannes Gert van Rooyen, jy het sonde gedoen op aarde en vir jou sonde sal jy met hierdie wellustige vrou van die res in die ewigheid moet deurbring. En hy stampel hom by die kamertjie in die deurslaat toe en jy hoor net die gekners en die geween daar binne. En ek staan op weer wat uit het al soos 'n riet. En die derde deur gaan oop. En Cindy Crawford kom uitgestap. Die mooiste wat jy nog gesien het, die mooiste tapper, die mooiste hare. Sy is so mooi en net ek is nog oorgebly agter in die ry. En daar kom die stem van die buite af en die stem sê, Cindy Crawford, jy het sonde gedoen op aarde. Vir die res van jou lewe sal jy met hierdie man moet deurbring. Die dominee, nou van ek praat van die, dat ek so naby aan die hemel gekom het, verskies toch dat ek dit ingesleep het, maar ek wil hem net sê van die dominee wat saam met die ouderling gereed, wat ook maar vreeslik gevloek het. En hy sê vir die ouderling, jy moet 'n klippie onder jou tong sit, broer. Ergens as jy wil vloek, sal die klippie jou herinner om nie te vloekie. En so het die ouderling die gewoonte gehad, as hy saam met die dominee ry, dan sit hy die klip onder sy tong. Maar is ook nog daar in die donkiejare. En op 'n dag kom hulle daar by 'n plaas, maar hulle moet ver van die huis af stil hou. Hulle moet daai wal klim. Hulle moet daai groot berg uitklim, so op rand en deur 'n rivier, om by die boer se huis te kom. Jy kan glad nie daar kom met 'n karry. En hulle stap, en dat is warm. Tot uiteindelik bo by die huis kom, klop aan die deur, maak die vrou die deur op en sy sê, dominee, ek is nou vreeslik jammer dat dominee hulle nou die stuk pad, die rand moet uitgeklim het en deur die rivier moet geloop het, broekpype opgerol en goed bo hulle kop vastgemaak. Hulle is nat gesweet, maar my ou man is hierdie. So ons sal nie huis besoek doen nie. En dominee en die ouderling draai daar om en hulle gaat weer die rand af. Die hele berg af en weer deur die rivier. En toe hulle by die kar kwam, toe sien hulle, daar bo by die huis, waai die vrou vreeslik met die voorskot. En hulle waai, hulle sê, nou die man seker gekom. En hulle draai weer om, en is weer die klere uit en bo die kop, en deur die rivier, en die berg uit. Maar het sting warm, en die stinkluise byt hulle, en die sonbesie sluit, en die blinde vliee steek hulle. En toe hulle bo voor die huis kwam, toe sê die vrou, dominee, ek het dan nou so gedink, julle is nou hier, ek het hier achter die huis ou hen, op die nes vol eiers, wil dominee dan nie net die seën uitspreek oor die hen. Toe sê die dominee, broer, ouderling, spoel uit die klip, en seën die hen en die eiers. Dit is amper soos die dominee, en die klomp manne wat geloop jagge daar in Kenia, maar die dominee nog glad nie gesê dat hy dominee is, laat hulle nou kan lekker keier, laat daar nog nie stremming op die manne is, en toe hulle mas daar verdwaal, vreeslik verdwaal, dat hulle 2-3 weke daar rondgestrompel in die bosse en gelewe van die, net die absolute essentiële goed, goggas gevang en blare gevreet, en toe op 'n dag kom hulle so uit in 'n optiekie, toe kom hulle by 'n klooster. En daar kom die moeder se peer hier uit en sy groet hulle en hulle gesels en die dominee sê van ag, en hy bedui hulle predikament en die moeilikheid wat hulle in is. En hulle is nou 3 weke van die honger en die dors amper dood en sy het hulle ingenooi. Al 8-9 van hulle. En vir hulle gelaat bad en kos gegee. En toe sit hulle daar en hulle wil sommer weer die pad vat na hulle nou gebel het. Toe sê die ou non vir hulle, nee, hulle moet nou eers nog 'n paar dae bly en eers aansterk en dan kan hulle die pad vat. Toe sê die dominee suster, ons is 'n klomp mans, groot mans en ons is paar weke van die huis af en ek is bang vir die susters wat hier is, die nonne. Die mans wat saam met my is maar nie van die maklikste manne nie, hulle is maar rowwe manne. Toe sê die moeder vir die dominee, moenie daarop bekommerd wees nie. My jong susters en nonne wat hier is, het het hier, alles wat hulle het hulle hier, en sy tik so teen haar kop met haar vinger. Jy hoef nie bekommerd te wees. Die dominee sê, suster, laat ek nou vir jou sê, jou susters kan het hê waar hulle wil, maar my manne sal het kry.